vergeet nie. Dankie. Baie dankie, Wikus. Ek waardeer dit. Goed, so net so 'n klein bietjie agtergrond. As die jeug skakelkomitee het ons aan die begin van die jaar geopen met die ouers en ook met ons jeug en ook vir hulle gevra wat se temas hulle graag wil behandel en sprekers voor wil uitnooi. En ons het verskeie topics gekry. Ekskuus vir die paar Engelse woorde. Die een was ook om oor engele te praat en dan LGBTQIA. En ja, toe ek vir prof Henk vra of hy dalk oor engele kan praat, toe sê hy, wel, hy is eintlik 'n bietjie meer besig met die bose dinge. Die bose geeste. En dit is ook, ek dink meeste van ons ken vir prof Henk. Hy was 24 jaar al predikant in die GKSA gemeentes. En 14 jaar nou al as professor by die GKSA se teologiese skool. En ons ken ook van die wat al sy praatjies bygewoon het, dat hy veral weerlegging van kultusse en ateïsme en verdediging van die Christelike geloof 'n passie daarvoor het. So ons is regtig dankbaar dat hy vandag met ons oor een van hierdie booshede kom gesels. LGBTQIA is iets wat ons kinders mee te doen kry in skole, in media, in al die goedjies wat omgaan, boodskapies wat rondgestuur word in die media. Maar ons as ouers het ook regtig baie daarmee te doen in ons werksomgewings. So ons waardeer dit regtig dat ons net 'n bietjie perspektief daarop kan kry, dat 'n mens nie net jou kop in die grond druk daaroor nie, maar ook verstaan hoe moet ons optree teenoor ander en ons lig laat skyn. So regtig baie dankie prof Henk. Sommer nou reg kom, baie dankie. Mense, baie dankie. Dit is 'n belangrike onderwerp hierdie en dis weer eens nie 'n maklike onderwerpie en dis hoekom ek daarmee besig is. Omdat ek weet daar's baie swaar en daar's baie seer wat in hierdie sake is. Ek het die afgelope tyd al 'n paar keer, maar nou weer letterlik 'n maand gelede moes ek met 'n jong man praat wat 15 jaar oud is, wat vir my sê hy glo regtig dat die Here het hom 'n vrou gemaak en hy moet getrou wees aan die Here se roeping en sy liggaam verander na die van 'n vrou. En as mens daarmee praat en ander mense wat selfde geslag aantrekking het, dan kom mens agter, daar's 'n klomp swaar en daar's 'n klomp seer in mense se lewens. En dit is veral in die oorgangstye van ons lewe. Min mense weet, maar seentjies op die ouderdom van 2 worstel baie keer met hulle geslag. Dogters hier by 13, 14, partykeer selfs al 11 of 12 worstel met hulle geslag, veral as daar van die oorgange is. Seuns bietjie later, hier van 14, 15 se kant af. En dit is eerlike worstelinge as dit met gelowiges gebeur, want dis mense wat groot word in die kerk, wat die Here wil dien en dan regtig wil verstaan, maar hoe moet ek dit wat ek nou ervaar hanteer? Hoe moet ek daardie gevoel wat ek vir dieselfde geslag het en nie vir 'n ander geslag het nie, hoe moet ek dit hanteer? En as mens regtig met hulle saam 'n pad kan stap. En ek wil vir julle sê, die heel beste mense het ek al gevind om met hulle pad te stap, is hulle eie boeties en sissies en hulle eie vriende. En daarom dat ek bly is dat die jong mense hieroor wil praat. Dit gaan dus nie net oor jouself nie, dit gaan juis ook oor ander wat jy kan help. Goed, ek gaan begin met hierdie stukkie video wat net so ietsie vertel van iemand en dis iemand wat die hele proses deurgeloop het en toe later besef het, maar sy is eintlik 'n meisie. En toe moes terugkeer, maar toe is daar 'n klomp skade daarna gedoen.
maar dat ons net bietjie hoor wat sy sê, wat sy alles moes deurkom, en dan verstaan mens al meer as mens in hulle voete wil in hulle skoene wil inklim om hulle te kan bystaan. I am Helena. I'm 23 years old. When I was about 15, I started using Tumblr. I had an eating disorder since I was pretty young. There's a lot of messages that said, if you feel bad about your body, that means you're trans. I was just going through this period of like, I don't like how I'm treated as a cis person. I don't want to be cis because cis means you're uncool and you're privileged and you're an oppressor and you're bad, and I don't want to be that. In that way, I was really incentivized to try to figure out a way to make my voice heard in these communities. And obviously I can't change my race. I can't really change my sexuality. So the only thing left was to start playing around with the gender stuff. So I decided to call myself a demi-girl, which is one of the 40 million genders. And that basically means that I'm mostly a girl, but I'm a little bit not a girl, which is just like, what does that even mean? And then after that, I went to demi-boy. And then after that, I went to gender fluid. And after that, I eventually went to trans boy. But all this took like 2 or 3 years of just going through this repetitive cycle of changing this identity and changing it again. And it was just never enough. There was a lot of hopelessness for a long time, a lot of regret. The feeling of regret was intense. Absolutely. I mean, as you said, it's completely normal for not only young girls, but often young boys too, to feel uncomfortable with themselves, uncomfortable with their body. But we have this ideology that is especially prevalent online that says that if you have those feelings, that means you're trans. I mean, there are literally people who say, if you don't even like your voice on a recording, that's a sign of gender dysphoria, and you need to go see a medical professional because you're trans. I really feel afraid for these other young girls like myself who they might not be. You know, I consider myself lucky that I was able to get out of it unscarred really medically, but there's so many young people who can't say the same. And psychologically as well. I mean, it's just devastating to, especially from a young age, be lied to by adults at school and by medical professionals and told that your body is wrong, you need to change it, you need to get hormones, you need to get surgeries. That's devastating for a young person. So I'm just really concerned for younger girls and boys like I once was, being led down this path and being hurt by it. Ekskuus, ek gaan eindig met die dame wat wel die hele proses deurgeloop het. Genadiglik het sy nie, maar julle hoor waaroor sy bekommerd is. Nou goed. Hoeveel mense is daar? Ek weet, dit is 'n prentjie, maar as dit nou mense sou wees, hoeveel mense is daar? 4. Dan nie 5 nie? Of 7? Of 2? Weet julle wat waar is dit wat met die werklikheid ooreenstem. Dit is wat waar is en dit is wat die Bybel ons leer en dit is wat ons hele ervaring ons ook leer. Is van waarin is hulle dieselfde, daardie 4? Goed. Ons almal daar nie kleur swart, dit is waar, is bedoel om 'n silhouet te wees, maar waarin is hulle nog dieselfde? Sê weer? Hulle is mense, ja. Hulle het kop en arms en alles. So, ons sal 'n klomp soortgelyke dinge kan kry, maar waarin is hulle verskillend? Daar's 2 geslagte daar, stem julle saam? En wat is nog verskillend? Ouderdomme verskil. Mooi. So, mens kan dit van kleins af sien en die Here het ons eintlik wonderlik gemaak. Jy hoef nie vir 'n kind elke moontlike kat te wys om te weet wat is 'n kat nie. Jy kan 1 of 2 katte wys en dan kan die kleintjie katte wat heeltemal anders te lyk ook as 'n kat identifiseer. Selfde met beeste, selfde met honde, selfde met skape. En dis wat dit so wonderlik maak. Die Here maak dat ons baie maklik die indelings kan maak, die volgens sy soorte wat hy alles geskep het. So ons sien daar ooreenkomste en ons sien daarin verskille. En dit is werklik so.
En dis waaroor ons werk. Nou, die aanval op die Christendom het gekom rondom die skrif. Kan jy die Bybel meeglo? Maar vandag is die aanval nie in die eerste plek op die skrif nie, maar wat 'n woord staan daarbo? Die skepping. Dit wat jy ervaar wat so is, dit ervaar jy nou as nie so is. En ons kry al baie snaakse dinge. Daar was 'n hofsaak so 'n tydjie gelede in Amerika waar 'n pedofiel gesê het, maar hy's eintlik pedofiel is nou in daardie geval 'n man wat met klein seentjies gelol het. Toe sê hy maar hy's 6 jaar oud, so hy het net met sy maatjies gespeel. Dink julle hof het dit aanvaar? Nee. Maar die hof moet deesdae aanvaar as hy so sê maar hy's eintlik 'n vrou. En hy het maar net in die kleedkamers ingestap want hy's eintlik 'n vrou. Verstaan julle dat ons het met 'n krisis te doen rondom wat ons weet so is? En nou moet ons dit verstaan en ons gaan bietjie daarop ingaan vandag. In Genesis 1 sê God, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers dan oor alles op aarde. En God het die mens geskape na sy beeld. Net interessantheid, ons beeld, sy beeld, weer die drie eenheid wat ons daar ook in beginsel kry. Maar kyk wat sê hy het hulle man en vrou geskape en saam opdrag gegee, wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde. As daar net mans op die aarde was, sou hulle hierdie taak kon doen, wees vrugbaar en vermeerder. As daar net vrouens op die aarde was, sou hulle dit kon doen. Nee, die Here het man en vrou so gemaak dat hulle hierdie opdrag kan uitvoer. Hulle kan vrugbaar wees, vermeerder, die aarde vul, dit onderwerp en daaroor heers. En wat is God se oordeel daaroor? Was dit 'n goeie plan of nie 'n goeie een? Dit was goed. Stem julle saam? Nou dink dit bietjie vir julleself. Hoe saai sou die wêreld gewees het as daar net een geslag was? Sê nou die Here het net een mens gemaak en daai mens kon klein mensies kry. Ek wil sou vir julle sê, daar sou nie eers meer stories op TV gewees het nie, dit sou min goed gewees. Goed, maar dit nou daar gelaat. Dis hoe die Here het gemaak het en hy het gesê, dit is baie goed. Genesis 2 kry ons dat hy inzoom op hoe dit plaasgevind het, wat het gebeur daardie dag toe hy man en vrou gemaak het. En dan sê hy het die stof van die aarde gevat en hy het asem daarin geblaas en die mens het ontstaan. En hy het die mens ook 'n taak gegee in die tuin van Eden om dit te bewerk en te bewaak. Goed, wat 'n mens praat ons hier van 'n man-mens of 'n vrou-mens? Hier is spesifiek Adam, so dis 'n man-mens. So hierdie was 'n man wat hierdie taak gehad het. Maar toe sê die Here iets geweldigs, nadat hy in Genesis 1 herhaaldelik sê dit was goed en baie goed. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal van my hulp maak wat by hom pas. En dan die hele saak is dat hy die vrou uit die sy van die man gemaak het. Dit is nog steeds vir my wonderlik, daardie Hebreëse woord, want hoe meer ek daaroor lees, kom ek agter, dit is nie net bloot die rib nie, daar staan eintlik uit die hele sy van die man gemaak het. Dat hy haar hier gemaak het, dat sy regtig kan, soos Adam dan sê, been van my gebeente en vlees van my vlees wees. En dan die woorde, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Sien julle, vader en moeder, dis hoe die Here dit bedoel het, dan verlaat die man en hy gaan leef met sy vrou en hulle gaan een wees. So wat is God se plan vir die skepping? Man en vrou wat saam een kan word en so kan leef. En dis sy bedoeling. Baie duidelik. Soos dis nie uit Adam en Eva gemaak. Hy het nie Adam en Adam gemaak nie. Hy het nie Eva en Eva gemaak nie. Hy het Adam en Eva gemaak en daarvoor het hy pertinente doel gehad. Hy het gesê, so kan julle uiteindelik dit doen wat ek wil doen en ek wil hê julle moet gelukkig wees. So die vrou is so gemaak dat sy die man regtig kon aanvul en die man dat hy ook 'n spesifieke pad met haar kan stap. En wat 'n wonderlike pad dat elkeen van ons 'n taak het. En ons weet dit
intuïtief weet ons dit. As daar, as 'n man en vrou, as julle jong mense pas getroud is, en julle het so lekker een slaapkamer huisie, en julle lê lekker in julle slaapkamer, 3:00 die oggend, en julle hoor die glas breek in die sitkamer. En die man sê vir die vrou, sal jy gaan kyk, ek is vaak. Hoekom is dit vir ons vreemd? Want ons weet dit is die man se taak. Behalwe natuurlik as hy nie kan nie, as hy bedlêend is of iets, maar dis die man se taak. Die man wil beskerm, die man wil versorg, sekere taak. Is daar take wat 'n vrou het wat 'n man nie kan doen nie? En baie. Goed, daar's een wat regtig, ek dink ek's een van die min mans wat so voel, maar ek is so jammer, ek kan nie 'n babietjie 9 maande net hier dra nie. Ek dink dit moet baie spesiaal. Die geboorteproses, daarvoor sal ek bietjie bang wees, maar wat die res betref, dit moet kosbaar wees, maar dit is weer iets wat die Here vir die vrou spesifiek gegee het. Goed, so het hulle gemaak. En nou daar iets gebeur. O ja, skus, ek het vergeet. Ek wou eintlik hê julle moes my mooi fotootjies sien wat ek met behulp van die ChatGPT gemaak het. Kyk hoe klein is hulle daar, en nou word hulle al groter en nog groter, en kyk hoe groot is hulle al daar. Goed, so groei hulle, so word ons ouer. Maar julle kan sien, dis steeds die 2 geslagte, die 2 verskillende ouderdomme ook daar. En dan kom ons hier by Romeine 1. Nou gaan dit oor hoe God hom openbaar. So, wat ek julle in die begin gesê, dit gaan oor die skepping. Waar die Bybel aangeval word God se skepping nou aangeval. Hoe het God hom in die skepping openbaar? Hy het hom openbaar dat daar 2 geslagte is. 'n Man en 'n vrou. En dat mens groot word as een van die 2 geslagte. En dat die 2 geslagte veronderstel is om vir mekaar by die regte een uit te kom, vader en moeder te verlaat, die man met sy vrou gaan trou, en dat hulle dan weer 'n nuwe geslag en 'n nuwe huisgesin vorm. Dis hoe die Here dit bedoel het. Ek dink ons stem dit saam, en ons kan dit sien in die natuur ook. Dit is hoe dit werk, dit maak logies sin so. Nou wat het die mens nou begin doen? Hy het hierdie waarheid begin onderdruk. Dit wat God is geopenbaar het in sy skepping, dit wat ons kan raak sien in sy werke, is dit duidelik te sien. Hy het dit begin onderdruk, want hy het gedink, hy is slim genoeg om 'n ander plan te maak, terwyl hy eintlik dwaas genoem word daar op die einde, en onverstandig genoem word. So verstaan julle wat die Here in Romeine 1 sê. Hy sê, oppas, as jy met my skepping werk dan met dit wat werklik waar is. En ons weet almal daar is iets soos waarheid, al sê die postmodernisme, daar is nie so iets soos waarheid nie, daar is iets soos waarheid. As jy die dag nie jou wiskunde gedoen het nie, en jou onderwyser sê, het jy jou wiskunde gedoen? En jy sê, ja ek het, maar ek het my boek by die huis vergeet. Is dit waar of is dit nie waar nie? Het jy jou wiskunde gedoen? Nee, jy het nie. Hoe kan die onderwyseres vasstel of jy die waarheid praat? Saam met jou naskool huis toe ry en sê, goed, gee jou boek, laat ek kyk. Daar's 'n manier om vas te stel of jy die waarheid gepraat het. Nie in alle opsigte is dit altyd maklik om dit vas te stel nie, dis hoekom daar hofsaake en al die sake is. Maar waarmee is almal besig? Ons wil uitvind wat het werklik gebeur, wat is die waarheid? Waarheid is dit wat ooreenstem met die werklikheid. Is dit regtig so of is dit nie so nie? En die Here sê, dit het hy vir ons in sy skepping gegee. Ons kan sien hoe werk geslagte, hoe werk al die sake. Nou die mens 2 dinge gaan doen. Hulle het voorgegee dat hulle wys is, maar dwaas geword, en 2 dinge gedoen. Julle sal sien daar, vers 23 sê, hulle het gaan beelde maak. Nou, hoe dwaas is dit om die woord te gebruik, dat jy 'n stuk hout vat, jy kap het, jy maar vorm dit in een of ander beeld, en dan begin jy daai stukke hout wat nou in 'n beeld gevorm is aanbid, en al die splinters wat oorgebly het, vat jy en jy maak vir jou lekker vuur. Dit maak ons nie sin nie, daai hout kan ons nie jou God wees nie.
Verstaan julle die argument? Dit staan baie duidelik ook in Jesaja 40 tot 45. Dit maak nie sin nie. Maar die mense het nog iets gedoen. Hulle het hulle liggame onder mekaar onteer. So dis die twee dinge. So die Here sê, ek het duidelik in my skepping sekere dinge gewys. Jy kan duidelik sien, iets kan nie jou God wees wat jy self geplant en groot gemaak het nie. En dit kan ook nie so wees dat man en man saam moet wees en vrou saam moet wees nie. Maar die mens het gesê, ek is slim, ek gaan dit verander. En hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen. Nou wat het hulle gedoen? Vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Hoor julle waarop beroep Paulus onder leiding van die Heilige Gees om hier? Hy beroep hom oor hoe God dit oorspronklik gemaak het. Ek gaan later vir julle wys hoe die Here Jesus dieselfde doen. Hoe God beroep oor man en vrou, oor God se oorspronklike bedoeling. So, as daar verkeerde goed gebeur, dan is die vraag steeds, maar wat is God se oorspronklike bedoeling? Hoe wil hy dit hê? En ook die manne het die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle teenoor mekaar begin optree, manne met manne. Nou, mense wat Christene is, sê hulle is Christene en voorstanders van homoseksualisme, gebruik hier om te sê, nee, maar dit gaan nou oor die skandelikheid hoe hulle met mekaar gelewe het, en die wellus waarmee hulle dit gedoen het, maar dis nie wat hier klem val nie. Die klem val hier oor, dat jy dit wat die Here op 'n sekere manier gemaak het, natuurlik teen die natuur begin gebruik. So is baie duidelik, dat dit wat homoseksueel is, hier in die oog is. En dan uiteindelik, omdat hulle beide groepe is in opstand teen God. So, jy kan as jy die skepping verkeerd gebruik, al sê jy is 'n Christen, dan is jy in opstand teen God, dan doen jy sonde. Ons kry in die Bybel die voorbeeld van Israel wat die goue kalf gemaak het en gesê het, so aanbid ons die Here wat ons uit Egipte land laat trek het. En die Here sê, jy mag nie 'n afbeelding maak. So jy tree verkeerd op. En dieselfde is, mense wat sê dat hulle gelowiges is, en baie van hulle, met wie ek ook gesels, glo regtig hulle is gelowiges. Maar hulle glo het aantrekking na dieselfde geslag toe. Die Here sê, jy tree verkeerd op, want dit is teen die natuur, dit is teen my oorspronklike bedoeling. Kan mens 'n spyker met 'n tang inslaan? Jy kan. Tang gaan dalk nie lank hou nie, maar jy kan. Maar die bedoeling van 'n tang is nie om spykers in te slaan nie, dis die bedoeling van 'n hamer. Baie meer nog, wat is ons bedoeling? Hoe het God ons van die begin af bedoel? En dan sal julle sien hieronder, dus nou praat hy met mense daardie tyd in Rome wat gesê het hulle is gelowiges. En dit moet ons onthou, in die kultuur van ou Rome was homoseksualiteit 'n inding. Die belangrike mans het hulle klein seentjies gehad wat saam met hulle rondbeweeg het, as ek so blaatant kan wees. Dit was 'n inding. En gelowiges het dit probeer inbring in die kerk ook. En nou sê hy, hierdie mense, al ken hulle die verordeninge van God goed, nie net hierdie dinge self doen nie, hy sê, maar ook die wat dit nie doen nie, maar dit goedkeur, is net so verkeerd, net so in opstand teen God. So julle besef onmiddellik, vandag in ons land en dwars oor die wêreld, is daar bekende gelowiges, bekende kerkleiers wat sê, homoseksualisme is reg. Hiervolgens is hulle besig met opstand teen die lewende God, om dit te sê. So dis nie net iets ligteliks nie, dis iets geweldigs. Efesiërs 5, nou wil ek gou net so 'n bietjie lekker dinge oor die huwelik so tussendeur sê. Want ek dink die huwelik is wonderlik. Ek verstaan hoekom die Here gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En vir jou iemand gegee het. So as jy die genade het, deur die sondeval is dit nie altyd moontlik nie almal trou nie, Paulus sê self dit, en nie almal jou lewensmaat ontval jou, dinge gebeur, maar dis wonderlik dat die Here ons so gemaak het. Wat sê hy? Efesiërs 5 haal Paulus weer Genesis 2 aan. En wat sê hy? Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, vir hulle twee sal een vlees word. Hoor jy, dit is Genesis 2.
En dan sê hy, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Nou, as ons hierdie miskyk, dan kyk ons 'n baie diep saak mis. Die Here het man en vrou gemaak, want hy wil ons iets vertel van sy verhouding met ons as die bruidskerk. So al ons manne is ook deel van 'n bruid. Het julle manne dit geweet? Ons is deel van die bruidskerk van die Here, saam met die vrouens. So, die Here sê, ek wil die huwelik gebruik om vir julle te vertel van my verhouding met julle. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met oog op Christus en die gemeente. Baie homoseksuele mense praat van hulle selfs as hulle seksuele oriëntasie die kern van hulle menswees uitmaak. Nou kom julle agter hoe ernstig hierdie ding voel. Iemand sê nie net, ek voel aangetrokke tot iemand van dieselfde geslag wanneer jy lank met die persoon praat nie. Mense sê gewoonlik as hulle regtig daar deel hiervan is, baie vinnig vir jou, ek is gay of wat ook al. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee en ek hoop dit gaan julle help om te verstaan hoe mens ook met mense kan praat wat so is. 'n Klompie jare gelede toe ek predikant nog hier in Pretoria was, toe bel iemand gereformeerdes uit die platteland my en sê hulle seun is in die stad, maar hy's nie by die gereformeerde kerkie want hy's gay. En maar hy het nou probeer selfmoord pleeg want hy en die vriend met wie hy saamgebly het is uitmekaar uit, die vriend toe 'n ander vriend gekry en toe probeer hy selfmoord pleeg. En of ek asseblief hom sal gaan besoek. Daai tyd was nog hy verwoord hospitaal, Pretoria Akademiese Hospitaal. En toe ek daar kom, toe lê hierdie man, 'n groot polisieman, maar hy het nog al die goed aan hom, elke moontlike ding en selfs sy hande is vasgemaak dat hy nie hierdie goed uittrek aan hom nie. En hy het dit wonderlik oorleef. Maar hier lê hierdie man. En toe ek met hom praat en sê, dag, jou ouers het gevra dat ek jou kom besoek, ek is van die gereformeerde kerk Rietvallei daardie tyd. Weet julle wat sê hy eerste vir my? Dominee, ek is gay. Dis eerste wat hy vir my sê. Nou vra ek vir julle, hoekom? Hoekom het hy dit heel eerste vir my gesê? Daar kan baie redes wees. Maar ek dink 'n rede was om vir my te sê, jy gaan dalk nie met my wil praat nie, ek is anders. Maar hoor julle wat sê hy vir my? Hy sê, hy is dit. Weet julle wat antwoord ek vir hom? Jy is nie gay nie. Nou, ek kan nou nog onthou, die man, ek dink as hy nie vasgemaak was nie, sou hy dalk selfs sy hande na my uitgesteek het, maar hy was baie ongelukkig met my. Dat ek vir hom sê, jy is nie gay nie. Toe sê hy vir my, hoekom sê jy dit? Toe sê ek, want jy is nie jou seksuele oriëntasie nie. Hoekom sê jy vir my, jy is dit? Asof jou hele menswees gereduseer moet word daartoe dat jy na ander mans aangetrokke voel. En weet julle, hier het ons met die groot krisis te doen. So as julle ooit hierdie mense wil help, is dit 'n plek waar jy moet fokus. Want hulle sien hulle self, hulle hele identiteit as dit. En daarom as jy met hulle verskil en sê, maar dis sonde of verkeerd, wat jy nie vir hulle sê, as ek iemand nou hier geslaan het, sê maar na rugby skram en ek het die ou bygekom, en iemand sê vir my, jy het verkeerd opgetree, dis sonde wat jy gedoen het, dan kan ek met die persoon nou praat, is dit sonde of nie? Maar verstaan, as dit jou identiteit word, dit is jy, dan enigiemand wat sê, wat jy doen om 'n homoseksuele verhouding te hê is sonde, sien dit dadelik, maar nou word ek aangevat, want hierdie persoon vat my menswees aan, my identiteit. Verstaan jy die verskil? So daarom dat jy so 'n geweldige reaksie kry, daarom dat jy hierdie pride marches waar die ouens so rondloop met al hulle vreemde kleure, reënboë en alles. Maar dis hoekom jy dit kry. Hulle probeer half sê, dit is ek. Maar weet julle, ek het nog nie met soveel mense gewerk nie, maar ek het al met 'n klompie mense gewerk. En by almal het ek kon agterkom as hulle bereid is dat mense rukkie werk. Hulle het 'n onsekerheid in hulle. Want diep in hulle self is daar 'n besef, hierdie is nie normaal nie. En baie sê vir jou ook, ek het lank probeer,
Ek het probeer lief wees vir die ouetjies, maar ek sê hierdie meisie vir my, maar ek kon nie help, ek het net lief vir die meisies gebly. Totdat iemand vir my gesê het, maar wees wie jy eintlik is. En ek is dus lesbies. So, baie keer is dit 'n lang worsteling, en hierdie man daar in die hospitaal was presies dieselfde. Dit was 'n lang worsteling wat hy gehad het. Hy sê vir my dit, hy sê, Dominee, weet jy hoe lank het ek gesukkel om te erken, ek is gay. En nou sê jy vir my, ek is dit nie. Weet jy wat doen jy aan my? En ek sê, ek is jammer, ek wil nie iets negatiefs aan jou doen nie, maar jy is nie gay nie. Dit is nie jou hele menswees nie. Die kernsaak van menswees is, jy is na die beeld van God gemaak. Dis die kern van jou menswees, nie jou seksuele oriëntasie of wie jy hou of nie van hou nie. En dit het hom rustiger gemaak. Ons het 'n hele paar gesprekke gehad en ek kan onthou, dit was net meer as 'n maand later, het hy eendag vir my daar by my huis kom kuier, daar waar ons gebly het. En hy kyk my so in die oë en sê, ek is nie gay nie. En ons kon 'n hele pad stap, dit was van baie moeilik. Maar ons kon 'n hele pad stap, om uiteindelik te kom by wat is God se doel met jou lewe. So, hierdie wil ek hê julle moet baie mooi hoor. Jy moet die persoon help om los te kom van, dit het my identiteit geword, na, dit is gedrag wat beoordeel kan word, want dan kan jy met die persoon werk. Maak dit vir julle sin? Verstaan julle dit? Goed. Nou, hier sê ek, baie wat uit die LGBTQ, ek het net tot by Q gekom hoor, plus manier van lewe gekom het, getuig dat hulle kon loskom toe hulle nie meer hulle seksuele oriëntasie as die kern van 'n menswees gesien het nie. Mense, dis belangrik. Dit is nie wie jy is nie. Het julle al gehoor iemand sê vir jou, ek is maar hiermeerig. So, ek word nie kwaad nie, ek is kwaad. En nou verstaan jy maar hoekom ek partykeer maar 'n bietjie hardhandig optree binne my gesin. Wat moet ek vir hom sê? Ja, arme jy is maar so. Nee, dit is sy gedrag. Dis verkeerde gedrag waarvan hy tot bekering moet kom. Hy kan nie sy vrou en sy kinders net heen en weer slaan en sulke goeders doen nie. Dit is verkeerd voor die Here. Dit moet verander. So, al het hy 'n geneigtheid tot aggressie, moet jy dit reg gebruik. En dieselfde met enige seksuele ding. Ek het al gekry dat mense vir my sê, maar weet jy, Dominee, ek is maar so saamgestel, ek sla baie rond, ek kan nie help nie. Verstaan julle, hulle identifiseer met dit wat hulle begin word het. Jy moenie identifiseer daarmee nie. Jy moet help dat die persoon dit gedrag is. Hulle moet besef, hulle gevoelens bepaal nie hulle menswees of identiteit nie, maar wel God wat hulle gemaak het na sy beeld. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Dit is baie duidelik. Ek wil net wys, Efesiërs 5, en ek weet ons kon baie langer by die huwelik stil staan, maar gaan kyk net. Ons sê baie keer, die beeld van man en vrou in die huwelik, beeld eintlik word verder verduidelik deur Christus se verhouding met sy bruidskerk. Maar ek dink is andersom. Dis Christus se verhouding met sy bruidskerk wat uiteindelik maak dat ons, wanneer ons in 'n huwelik saamlewe, dit moet afbeeld. So ek moet eintlik in die manier wat ek teenoor my vrou optree, so optree dat mense Christus kan leer ken. En sy moet so optree dat mense kan sien hoe dit is om werklik as gelowige te lewe. So dis 'n geweldige eis. So al die dinge in geel in Efesiërs 5 is waar dit gaan oor Christus. Selfde hier, soos Christus ook die gemeente liefgehad het, homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy gereinig het met die waterbad deur sy woord. Net soos die Here die gemeente. Mense, en dit is die krisis van die LGBTQ sake, dis die krisis van die transgender sake. Dat mense nie verstaan dat ek en my wederhelft die Here moet verheerlik in ons verhouding oor hoe hy Christus
met ons sy kerk optree nie. En nou weer eens, julle sal sien, 1 Korintiërs 5 self, dit gaan oor iemand wat 'n gelowige is. Mense so, dis nie nou wat hierdie dinge krisis geword het nie, dit was 2000 jaar terug 'n krisis. Dis in die Korintiërs. Die Korintiërs, die Grieke, was baie voorbeelde, en ek gaan eers vir julle voorbeelde noem van bekende mense wat gesê het hulle is homoseksueel nie. So dit was 'n baie bekende ding daar. En dan sê, maar as iemand sê dat hulle gelowig is, maar hulle is 'n hoereerder, en dan gierighard al die ander dinge, dan gaan dit teen die wil van die Here in. En dan sê hy aan die ander kant ook, as dit gaan oor hoereerders, en dan die 33-53 vertaling sê sodomiete, 2020 sê wat dit beteken, mans wat met mans intiem verkeer. Goed. Louisa, wil jy ietsie oor hierdie vers kom sê? Ja, as jy wil. Hulle moet net 'n ander stem gehoor. Ekskuus, mens mag net jou eie dogter so maak, né? Hallo almal. Ek sal vinnig wees, ek nou nie heeltemal hierdie plan enigstens nie. Wat vir my interessant is van die 1 Korintiërs 6 gedeelte, in die 83 vertaling, staan daar al hierdie mense, as hulle sê hulle is Christene, maar jy doen al hierdie en hierdie en hierdie, dan moet jy nie eers saam met hulle eet nie. As dit iemand van die wêreld is, so iemand wat nie sê dat hulle 'n Christen is nie, dan het ons nie daai verpligting om hulle op daai manier te hanteer nie, want ons moet dan nog steeds kan evangeliseer. Maar in die 83 vertaling staan daar mense wat homoseksualiteit beoefen. En daai deel het my nogal aangegryp, want in my praktyk, waar ek terapie doen en so, wanneer ek met mense te doen kry, dan sê ek vir hulle ook hierdie van die identiteit, maar daar is 'n verskil in gevoelens wat jy het van aangetrokkenheid tot iemand van dieselfde geslag en om homoseksualiteit te beoefen. En net soos wat dit vir baie mans regtig moeilik is om net getrou te wees aan hulle vrou en nie allerhande seksuele goed met ander vrouens te beoefen nie, net soos wat dit vir baie vrouens moeilik is om nie verhoudings met ander mans as hulle eie te hê nie, so is dit ongelukkig ook vir baie mense moeilik om nie gevoelens of aangetrokkenheid tot iemand van dieselfde geslag te hê nie. En dan is dit 'n uitdaging wat jy het. En dan moet jy hulp kry en jy moet, ja, ons hoef nou nie daarop in te gaan nie, maar daaraan aandag gee, maar die probleem kom in wanneer 'n mens dit beoefen. En daardie is waarop ek vir baie mense met wie ek werk in die praktyk vir hulle sê, kom ons stop net eers daar, voordat ons aangaan en gaan kyk en daar heel moontlik gaan uitkom by wanneer het hierdie ander aangetrokkenheid by jou begin ontwikkel, kom ons stop net eers die beoefening daarvan. En die interessante deel van 1 Korintiërs 5, hierdie gedeelte en 1 Korintiërs 6 is, daar's 'n klomp goed wat genoem word. Daar sê byvoorbeeld nie dat jy nie mag drink enigsins nie. En ons weet in die Bybel sê Paulus ook baie keer gaan drink wyn, reg? Vir ek dink Timoteus, baie siek is. Maar as jy 'n dronkaard is, so as jy dit te veel doen, dan is daar 'n probleem daarmee. So ons kan so eintlik na elkeen van hierdie woorde ingaan. Ek gaan nou nie dit alles doen nie, maar dikwels is dit vir mense net vir 'n begin genoeg om te weet, ek het dalk hierdie behoefte. As ek nou stop en ek beoefen dit nie, dan kan ons gaan kyk waar dit vandaan kom. Dan kan ons die pad begin stap. En persoonlik in my praktyk het ek nog nie met iemand te doen gehad wat na my toe kom vir my sê hulle is homoseksueel en ek stop hulle gewoonlik daar en ons gaan kyk eers wat is jou lewensstorie? Wat het daar gebeur? En meeste van die tyd, almal weet wie ek nog gewerk het, was daar waarskynlik een of ander vorm van molestering of iets toe hulle jonger was, of 'n bittersterk sê nou maar ma-figuur of mishandeling in die huis, bittersterk pa-figuur, baie keer wat hulle voel, ek haat iemand van die ander geslag as gevolg van iets wat met my gebeur het. En nie net, dit is die aangetrokkenheid nie. Partykeer net, ek is regtig te bang vir iemand van die ander geslag, maar ek het regtig ook liefde nodig. En daarom is dit vir my makliker om met iemand van dieselfde geslag te identifiseer. Ekskuus, dis nou verby Korintiërs. Ja, baie dankie. Dit is, weet julle,
Dit wat Louisa nou daar gesê het is presies waaroor hierdie volgende video gaan. Hoor bietjie wat sê hierdie dame. And so I grew up having this view of men that told me that men were very inconsistent beings, that they said things that they did not truly believe. The first man to ever actually show me affection was through abuse. So I already have this messed up framework that now affection from men is a dangerous thing, something that's not safe, something that isn't built on love. But I also have this framework that women are a loving thing, that women are the present ones, the loyal ones, the loving ones. So in maybe first grade, don't remember, I know it was before I knew how to spell my name, I recognized that I was same-sex attracted. Didn't have those words for it because, again, I'm 5. But I noticed that the same way in which other girls liked the little boys on the field was the same way that I liked the little girls on the field, didn't know what to do with it until I went to church. When I went to church is when I found out what the name for this passion was, which was homosexuality. And my problem wasn't with the condemnation pronounced on this behavior. My problem was with the way it was said. It was the tone, the inflection, the facial expressions, the mob mentality of the parishioners when it was talked about as if this wasn't something that anybody should be free with discussing openly. So what happened was, naturally, I'm gonna keep this to myself because clearly Christians aren't fans of people like me. Growing up, it was a present desire. A desire that I wanted to go away, a desire that I wanted to flee, a desire that I wanted to somehow leave because I assumed that life would be easier if I had heterosexual lust instead of homosexual lust, but that's neither here nor there. But growing up, I figured that this would be it would be easier for me to do, but I was afraid of what the doing would bring me. I was afraid of how God might think of me and how my family might reckon with me until high school. Usually, you either act out in high school or college. I chose high school. I decided, you know, ain't no sense in waiting to be wicked out loud. So, I felt, you know, that it was just becoming hard to act straight. It just was becoming a difficult thing. And so I said, you know what? I'm gonna just try it, see what it was like. This is the thing that I've been wanting to do. Ekskuus, ek moet nou net die video laat aangaan. And so I got on MySpace. Don't know if y'all remember that. It's a social media network that it was before Twitter. I got on MySpace and connected with a woman who I was in a relationship with for about 2.5 years. I sagged my pants, I wore boxers, I wore sports bras that were small, like tighter to flatten out my chest. At that time, I didn't have locks, I had straight hair, so I would put my hair in a ponytail. I would walk as masculine as I thought myself to be. I would sit masculine. My voice is already a little heavy, but I made it heavier. And so that's what I did. I think this confusion, honestly, was brought into place through people telling me what a woman was that wasn't actually what a woman was. What I mean by that is, when you are a girl growing up who doesn't like pink, do I have on pink today? No, I don't. Who doesn't like pink, a girl who doesn't like purses. Even now, I don't like purses. Half of y'all got purses in here with only a charger and some chapstick. It's just extra baggage, you know? Pun intended. I did not fit the mold of what they said a girl was. And so because I did not fit the mold of what a girl was, naturally I'm going to think that I must be something other than that. Naturally, if I don't fit this box that you said that my frame is supposed to fit inside of, then there must be another box that was meant to me to be in, which was maleness, which was masculinity. It's the same idea that we give to little boys when we tell them that they're acting like a girl because they're emotional, as if emotions aren't a human trait and not a gender-specific trait, right? That kept me in unbelief is that nobody explained conversion to me. They told me, get saved, repent, get right with God, go to church. And so what I thought Christianity were people who did a lot of good stuff. That Christians were people who were really good at saying no to things that felt good. Didn't recognize that Christians were people
who God had snatched up and given them a new heart and a new spirit where they were able to say no on the virtue of somebody else's power. And what started to happen was my life started to get harder. My life started to get difficult. And I think that's a kindness. Again, that's a providential mercy of God, that he is not allowing my life to be so prosperous that I'm not, he's allowing my life to be difficult in such a way where I'm constantly looking up. That's Goed, julle kan verder dit gaan luister op die internet, maar wat vir my nou kosbaar is, en dit is wanneer mense baie keer met jou gaan begin praat, is as hulle lewe in 'n krisis kom. En dan moet ons nie, soos ek in die preek ook gesê het, sê maar ag nee, maar dit is eintlik nie so sleg nie, jy is eintlik nie so sleg nie, en al daai goed, dan moet jy regtig die ding aanvat. Want mense se lewens kom in 'n krisis. Hierdie dame het Christen vriende gehad, maar sy het veroordeeld gevoel, want kyk hoe goed lewe hulle en kyk hoe sleg lewe. Sy het nie verstaan wat dit is, dat, julle weet mos, as 'n ateïs vir jou sê, ek is nie 'n Christen nie, want ek is nie skynheilige nie. Dan vra jy vir hom, het jy al voorgegee in jou lewe? Goed, ek het al. En nou maar kom kerk toe, ons is almal ouens wat voorgee, dis hoekom ons daar is. Dan is ons daar ter wille van die genade van die Here. Maar sy het hierdie idee gehad, sy het nie verstaan dat die Here juist daar is om ons lewe radikaal te verander nie. En toe sy uiteindelik met haar een niggie, wat 'n Christen is, en met haar bly praat het. Sy sê die ander taal later maar net vir my, maar dit met haar bly praat. En toe sy in 'n krisis kom, toe kontak sy daardie niggie, en deur daardie niggie het sy werklik by die Here uitgekom. So die krisis in hierdie mense se lewe is geweldig. Mense, as ons sê ons het geen sonde nie, dan mislei ons onsself. Die waarheid is nie in ons. Ons het almal sonde. Maar ons moet ons sondes bely, ons sondes word vergewe en hy reinig ons. Nou baie interessante een het ek vir julle bygesit, 1 Johannes 3 vers 9, van die kultus misbruik hierdie vers. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou klink dit of die twee dele mekaar weerspreek. Maar as jy mooi gaan kyk maar na van die latere vertalings, dan vertaal dit na my mening beter. Want wat daar regtig staan is, volhard nie in sonde nie. So nie doen geen sonde nie, maar hou nie aan om sonde te doen nie. En hy kan nie aanhou om te sondig nie. Hy is in die diratief daar in die Grieks geskryf. Wat beteken, as jy sonde doen, en jy wedersonde, dan is dit partykeer 'n groot stryd om daarvan los te kom. Ons weet hoe mense met pornografie sukkel, met dwelm sukkel, met baie goed sukkel. Maar uiteindelik maak die Here jou vry daar, as jy die regte hond kos gee, om daar uit te kom. So, hoe help ons 'n persoon wat identifiseer as gay? Kyk my woorde hier, julle. Die persoon dink ek is gay, of ek is 'n man as ek 'n vrou is, of ek is 'n vrou as ek 'n man is. Ons moet verstaan, dit is 'n identifikasie. As jy dit nie aanspreek, jy gaan die persoon nie kan help nie. Dit word hulle identiteit. Hierdie man was ook homoseksueel, en ook soos hierdie ander vrou net nou. Hierdie man het tot geloof gekom en toe daarvan losgekom. Sexuality is not who you are, but how you are. And when, Frank, how can we talk to someone that this is, or even have this discussion, or try to convince someone that this is sinful behavior when they don't even view it as behavior? If you were to talk to me 25 years ago, before my conversion, and you were to say, Frank, you were to tell me, this is sin, I wouldn't hear you saying that, oh, what you're saying is, what I'm doing is sin, or my desire is sinful. I would hear you say that my whole person from head to toe is reprehensible to you and to God. Because I could not hate my sin without hating myself. Now that I know Christ, I can hate my sin without hating myself. And when there is this huge error, this confusion of making your desire who you are, you can't separate their sexuality from the person, which is why people get so offended. We say this is sin, and we think, I'm just calling this, that your behavior is sinful. Why are you taking it so personally? Because it is very personal for them. It is who they are. It is their person. Goed, so julle hoor dit.
ons moet hierdie mense help. Is eintlik mense wat skree vir hulp. Maar ons moet besef die persone sien nie ons hulp in daardie lig nie. So as die persoon 'n Christen is, vat die persoon na wat is die kern van jou menswees, en dit het ons ook vanmôre in die preek stil gestaan. By jou, jy's na die beeld van God gemaak. Wat beteken dit? Beteken, hoe het God jou bedoel? Jy's met 'n rede hier op aarde. Wat beteken dit in jou lewe? Dis die eerste deel. As die persoon nie 'n Christen is nie, vertel die persoon van die Here en hoekom die Here Jesus aarde toe gekom het en sy liggaam vir ons kom gee het, om homself vir ons kom gee het aan die kruis. Verkondig aan die woord. Het gaan nie eintlik help om in 'n debat te gaan nie. Jy kan wel bietjie praat oor hoe werk dit. Jy kan maar sien dat die skepping so gemaak is dat man en vrou moet saam wees en nie man en man of vrou nie. Mens sou sulke goed kon sê, of jy kon sê, maar jy kan maar sien, jy het 'n sekere liggaam en al verander jy alles aan jou liggaam, jy bly steeds XY as jy 'n man is, jy bly steeds XX as jy vrou is, en buitendien as jy vir my sê, jy voel soos 'n vrou, hoe weet jy hoe voel 'n vrou? Jy was nog nooit een. So, mens sou hierdie gesprekke kon hê, maar ten diepste moet jy 'n nie-Christen dan by die hele ding uitbring van wie die Here is, wat hom of haar gemaak het. Mense, daar is, en mense besef dit nie, daar is talle mense wat uit homoseksualisme uitkom, maar die media laat nie toe dat hierdie dinge gepropageer word nie, en hulle kry moeilikheid. En daar's mense wat groot word by selfde geslag ouers, as ek dit so kan noem. En dit is van 'n worsteling. En hulle begin al meer uitspreek, maar ook hierdie dame sê die verskriklike haat-eposse wat sy kry en opmerkings wat sy kry, omdat sy waag uit te spreek. En ons moet weet hoekom. Punt 1 is omdat die duiwel agter sit, maar daar's 'n tweede rede. Mense identifiseer daarmee, so jy vat eintlik my menswees aan, omdat hulle menswees nie lê daarby dat God hulle gemaak het nie. Now, how is it that the daughter of lesbian mothers has become a leading opponent of gay marriage? How does that work? Well, simply because I recognize that while my mother was a fantastic mother, and most of what I do well as a mother myself, I do because that's how she parented me, she can't be a father. Her partner, an incredible woman, both of these women have my heart, cannot be a father either. There's a lot of pressure on children of gay parents to please their parents, to sort of carry the banner forward for them. And you can read about this not just in conservative publications, but even books like Families Like Mine, which was publicized by a pro-gay marriage daughter of gays. And she admitted, and several of the kids in that book admitted, that it's very difficult to be honest about this because of the political pressure surrounding this topic. There's several children that have contacted me, even since I started writing about this, saying, I agree with you, but I'll never come out and speak about this publicly because my relationship with my parent is too tenuous. Now, Katie, did you find God somewhere in this journey towards anti-gay marriage? Well, I was not raised a Christian, but I did become a Christian in high school. And did that change things? I mean, did you decide that homosexuality was against the scriptures, against God's will, something of that nature? Well, it took a long time, honestly, for me to get on board with what biblical sexuality says, because there's a very fierce protectiveness, I think, that all children have for their parents. But what I was delighted to find when I read scripture is that God has an incredible heart for the orphan. Goed, dus so gaan sy verder om te verduidelik hoe sy as gelowige het gedoen het. So, ek weet saam met julle is daar kinders op die skool wie se ouers, of hulle bly na huis met twee selfde geslag ouerpaar. Gee om vir hulle. Goed. Wat ek die afgelope tyd gehoor het, iemand wat my vra, wat as jy in 'n vroulike liggaam gebore is, maar weet dat jy 'n man is? Of 'n jong man wat vir my gesê het, ek dink dat God my toets deur my 'n vrou gemaak het, maar my in 'n man se liggaam gesit het. Ek glo God wil sien of ek bereid is om my vrou weer uit te leef en my manlike liggaam te laat verander. Dit het ek letterlik 'n maand terug by 'n gelowige jong man gehoor.
Mense, kan julle sien die worsteling waarin hierdie mense sit. En dit is in die oorgangstyd, want dit is nie vir almal maklik nie. Party meisies en party ouens, meeste meisies en ouens is bly as hulle liggaam ontwikkel soos dit moet wees, maar nie almal nie. En dan moet ons ook vir hulle kan omgee. Goed, hier net 'n paar punte vinnig. God het onderskeiding tussen man en vrou geskep. Duidelik, mans en vrouens verskil. Die van julle wat nog nie agtergekom het nie, kyk maar net rond. Mans en vrouens verskil in hulle DNA, in hulle fisiese bou, in hulle bedoeling en ook in die doel van ons fisiese liggame, hoe die liggame aangewend moet word. Goed, jou probleem is as jou kop vir jou iets anders te sê oor wat werklik is. En dan moet mens by die punt uitkom, maar hoe het God my gemaak? Ons noem in die wetenskap dit die ontologiese vraag, die wesensvraag. Wat is jy wesenlik? So al hoe voel jy hoe is jy regtig gemaak? Dit kan baie erg wees as jy ongelukkig voel oor jou geslag. Maar mense wat vir jou sê, maar ek kan jou help om jou geslag te verander, punt teen hulle jok. Jy kan nie jou kromosome verander nie en dis die basis daarvan. So hulle jok. Al bedoel dit goed, hulle jok. Hulle ontneem jou die hoop dat jy deur hierdie verwarring kan worstel om regtig uit te kom by die mens wat die Here jou gemaak het. So 'n persoon tree dus liefdeloos op, al bedoel die persoon dit goed. En dit moet ons verstaan. Opnames in die VSA het bevind dat die voorkoms van selfmoordgedagtes onder transgender volwassenes byna 12 keer hoër is. En die voorkoms van selfmoordpogings omtrent 18 keer hoër is as die algemene voorkoms in Amerika. Kan julle sien, die mense gaan deur 'n krisis, en dis wat hierdie vrou ook net gesê het, toe sy deur 'n krisis gaan, toe sy genadiglik 'n niggie gehad, wat haar hand toegevat het en met haar pad gestap het. In 2015 was die grootste opname waarvan ek weet, onder transgender mense, en toe het hulle erken dat net in die 1 jaar, 2014, 81,7% van hulle het selfmoord ernstig oorweeg. Regtig gedink, ek moet nou maar selfmoord pleeg. Kan julle sien die krisis waarin hulle is? En amper 50% het dit wel ook probeer. So die mense is in 'n krisis. En die Here het juis uitgereik na mense in krisis. Nou ek sê nie loop rond en soek sulke mense nie. Wat ek sê is, as hulle op jou pad kom, wees daar. En as jy self nie weet nie, vra vir ander om jou te help om met hierdie persoon 'n pad te stap. Alhoewel operasies aan die fisiese liggaam gedoen kan word, verander dit nie die XX-kromosoom of die XY-kromosoom nie. Dis die boustene van jou oorspronklike. Dit is onmoontlik vir 'n fisiese vrou om 'n fisiese man te word of omgekeerd. Die sondeval het die krisis gebring. Daarom het ons 'n taak om mekaar te help om die persoon te wees wat God bedoel het dat jy moet wees. En hier beroep ek my op Matteus 19. In Matteus 19 sê Jesus vir die fariseërs wat sê, maar ons kon sommer maklik van ons vrouens skei by Moses, ons net 'n skeibrief gee. Sê die Here, nee. Moses moes dit gee weens die hardheid van julle harte, want julle het sommer net julle vrouens geskei en dan met niks gelos. Maar van die begin af was dit nie so nie. En dan beklemtoon hy, dan gaan Jesus self terug na Genesis 2 toe en hy sê, want hoe het God die mens gemaak? Die man gaan sy vader en moeder verlaat en met sy vrou leef, hulle twee gaan een wees. Dis wat hy daar sê, hulle gaan een vlees wees. So dis God se oorspronklike bedoeling. So ons kan sê, ons gaan terug na die oorspronklike bedoeling, net so min as een man meer as een vrou kan vat, al het dit gebeur in Bybelse tyd. Jesus sê die oorspronklike bedoeling is een man, een vrou, een word. Dis die oorspronklike bedoeling. Net so min kan man met man of vrou met vrou wees. En mense in ons tyd, as iemand vir jou sê, ja maar, hierdie, nou die dag het een van die Zulu studente my uiteindelik met my 'n grap gemaak, toe sê hy vir my, in sy Zulu kultuur, van die man so 6 tot 8 vrouens. En dis nog minder as wat Salomo gevat het. Toe sê ek vir hom, weet jy maar, ons sê, doen na ander wat jy jouself gedoen wil hê. So as jou vrou, as jy meer as een vrou mag hê, mag jou vrouens meer as een man sê. En toe hou hy nie meer van wat ek gesê het. So wat ek daarmee bedoel is die oorspronklike bedoeling hoe God dit bedoel het. So daar's gesbroke persepsie van geslagsidentiteit. Dit wys ons gevalle natuur.
Ons het almal verlossing nodig op soveel vlakke. Om te weet waarvoor jy ontwerp is. Onthou, man en vrou is op 'n sekere manier ontwerp vir baie redes, ook vir voortplanting, maar vir baie ander redes is jy ook op 'n manier ontwerp. Is om te weet dit hoe God jou ontwerp het, is ware vryheid. Dit bring regtig diepe vrede. Al vat dit 'n jaar of 2 of 3 of 4 om deur daai tyd te worstel. Ons is geskep met 'n doel en ons geslag is deel daarvan. En nou het ek 2 video's gehad, maar hierdie een wil ongelukkig nie werk nie. Dis daai jong man daar, hierso wat deur die hele proses gegaan het om vrou te word. En nou kan hy nou besef hy, maar God het hom 'n man gemaak, hy het tot bekering gekom, maar hy kan nou nooit meer kinders kry nie. Well, Ali, we've got a lot to discuss O, today. daar It has gaan hy been aan. 2 years since you detransitioned, and Sal you so 'n came stukkie on wys. maybe about a year or 2 ago and told your story. Really powerful story. We're going to get into all of the details of that, but I want to start with what life has been like in these last 2 years for you. You know, life has changed very dramatically. You know, I wake up every day with a sense of purpose, a sense of duty. You know, I feel a lot happier every single day. You know, having a newfound faith and exploring that, you know, is a very exciting thing. You know, I wasn't too familiar with Christianity before. I was raised as a teenager atheist, so to be able to explore something completely new and something so fascinating has been absolutely incredible. And you know, I've been going to a lot of Christian events, been going to churches, connecting with people in the Christian community and elsewhere. And you know, it gives you a purpose. And I've been, you know, tremendously happy since then. And you know, since obviously I detransitioned, I've also been trying to use my platform now to try and do good in the world, you know, and try to spread faith as well to the Generation Z audience. Yeah, well, and you know, your faith journey, obviously every part of your journey is very interesting. Being a detransitioner, which a lot of people don't even fully understand what that means, and we'll get into that. They don't maybe know the ins and the outs of it. You've got a crazy backstory, but the faith part of it is really interesting to me. You know, I remember last time we talked, you said that, you know, becoming a Christian, meeting other Christians, it was amazing that they treated you really well. You were warmly received. You know, just talk a little bit about, I'm sure there are ups and downs and difficult moments, but coming into faith, how has it shifted your perspective on really every issue under the sun? Well, you know, firstly, it makes you realize, you know, the important things in life. So, for instance, in Galatians, it says you are judged by your faith, not by your works. So, you know, I think that's a message that I take personally, and many people can take personally, is like if we devote ourselves to faith, to following the teachings of Jesus, to doing good in the world, and to trying to also better ourselves, you know, becoming a better person, trying to understand people that may have differences, trying to educate people about, you know, bringing communities together, whether that's Christian communities, Jewish communities, or else what, and, you know, supporting other people and having an understanding. So, you know, for me, I think it's been a very powerful thing, and, you know, for any Christian, you know, I think it's important to welcome new people as well, because there's a lot of young people that are being led astray these days. They are not connecting with God. You know, God is being taken out of the classrooms in some places, and you know, I think it's something that the young generation is missing. And for me, when I found faith in God, it gives you that happiness, it gives you the purpose, and I think, you know, that is the most important thing in life. It's not material possessions, it's not other things, it's literally having that, you know, renewed sense of purpose and wanting to help others. Yeah, no, absolutely. And you know, let's have a candid conversation too, because you went from believing that you were born in the wrong body, believing that you were a female, you had surgeries, you went through a lot of steps in that before, you know, coming to this realization, detransitioning. Has that part been hard? Once you go through the detransition process, and now at this 2-year anniversary. Mense goed, ongelukkig al ons tyd ons in so God se doel met ons is al wat werklik sin en vrede gee. Nie jou veronderstelde identiteit nie, en dit weet hierdie mense intuïtief. So met hulle pad daaroor te stap. Ja, hulle kry nie regtig vrede nie. En al wat jy vrede kry is by die Here.
Ek gaan net 'n kort stukkie uit hierdie video ook speel. Julle kan op die internet gaan kyk, die trans goed, en dan kry julle baie van hierdie goed op die internet. Hierdie meisie sit voor die Amerikaanse komitee oor hierdie goed en sê, stop asseblief dit. Julle groot mense vernietig ons as kinders. Being here and for your courage, Ms. Scanlon. Ms. Cole, you're next and you can begin. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my abdomen. Goed mense, ek gaan nie nou dat in detail gaan wat alles verander is nie, maar hoor julle die hartseer? Waar mense eintlik gehelp moet word, is die teenoorgestelde waar. En wat vir my opvallend was toe ek nou weer deur 'n klomp van hierdie video's wat alles daar op YouTube is gegaan het, is elke skoot sê hulle, dit is toe hulle werklik by die Here uitgekom het. En dis hy wat vir ons die ware doel van ons lewe gee. So wat ek eintlik wil sê is, almal gaan deur krisisse. As die Here ons die genade gee om saam met hierdie mense deur die krisis te stap en hulle kan daar deurkom. En ek sê nie almal gaan daar deurkom nie. Ek troos myself partykeer daardeur dat die Here 10 melaatses gesond maak en 1 kom terug, maar ek weet nie wie is die een wat gaan terugkom. Dan kan mens regtig hierdie mense help en 'n groot impak maak. Goed. Nou sien ek het bietjie wyd gegaan. So is daar tyd vir 'n vraag of moet hulle maar goed. Is daar enige opmerkings of vrae? Julle is baie welkom. Dan gaan daar's 'n vraag daar agter.
Ek is baie bly oor daardie vraag. Hierdie ding word verskriklik opgeblaas en so word dit half die norm gemaak. Daar studies wat wys dat as oor selfmoord positief gepraat word, hoeveel jong mense pleeg dan selfmoord. Met hierdie kry ons presies dieselfde. Ek het destyds, ek kan nie nou die detail onthou nie, maar mens sal dit kan nagaan, het hulle 'n groot skool in Kalifornië. As ek reg onthou, is dit 'n meisieskool en as ek reg onthou, was dit baie 2000 leerlinge wat daarin is. Het tot 1/3 van hulle graad 7 meisies aangedui hulle wil eerder mans wees. En dis omdat hierdie goed van kleins af, selfs van kleuterskool af, so vir hulle deurgegee word. So jy's heeltemal reg, dis die Christendom, eintlik God se skepping word aangeval en uiteindelik vernietig dit mense se lewens. So ja, dit word baie groter gemaak, maar nou word dit half 'n manier van doen. En dan begin die mense dit navolg. En daarom moet ons dit eintlik aan die kiem kan smoor, maar mens kan nie met 'n persoon nie. Maar daarom wat ek sê, hierdie soort video's wat klaar op sosiale media is, dit is iets wat wat mense met mekaar kan begin deel en sê, kom ons praat hieroor, kom ons dink hieroor as gelowiges. Dat mens terugkom by die kernsaak. Wat anders te word van 'n ding gemaak wat dit nooit so groot sou gewees het nie. En dit het verskriklike hartseer gevolge soos ons hier gehoor het. Dankie. Goed julle, dan ek vir julle 'n vraag. Alle jong mense wat hier is, beteken almal jonger as ek. Wie van julle dink na vandag het julle daarom, ek wil nie sê meer kennis nie, maar meer ervaring in julle hart, dat as so iets op jou pad kom, jy regtig gaan probeer om te dink hoe jy iemand kan help. Wie van julle voel dit op hierdie stadium? Goed, daarom 'n mooi groep van julle, baie dankie daarvoor. Want julle, die Here stuur baie keer hierdie mense in hulle krisis juis op ons paai. En wat 'n geleentheid as ons hulle kan help. Baie dankie. Ons het net nou Skrifbreuke 33 vers 3 gesing. Maar nou het ons hom nie seker voor ons nie. Want weet julle, daardie woorde is so waar, daar sing ons en dank ons die Here vir wie ons is. Maar goed, gaan sing by jou huis, daar waar jy in die stort staan en sing Skrifbreuke 33 vers 3, dis kosbaar. Kan ons dit sing? Nou maar kom ons sing dit.